Kyk mooi na die trappies hier op hierdie preekstoel, geliefdes. Kyk mooi na hulle, want elkeen van daai trappies is 'n berg om uit te klim. En is 'n swak, feilbare mens wat hulle moet klim. En die prediker wat dit nie herken nie, daai prediker weet nie waarmee hy besig is nie. Bid sodat 'n woord my gegee mag word om met vrymoedigheid die evangelie bekend te maak. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, U wat U troon het, daar waar die gerubs U toeroep, heilig, heilig, heilig. U wat met magtige skepingswoorde hierdie aarde tot stand gebring het, maar nie net die aarde nie, hierdie sonnestelsel en al die ander sonnestelsels, die ganse kosmos waarvan die einde nog nooit bereken is nie, en nooit bereken sal word nie. Ons dank U vir hierdie aarde waar U self deur U Seun in sy woord geopenbaar het. Ons dank U dat ons hier op aarde woorde het, want daar is niks kosbaarder as dit wat by die mond van die ewige God uitkom en wat ons voor ons oë in vervulling sien gaan. Ons dank U vir die werking van die Heilige Gees wat tussen al die ander geraas in hierdie wêreld. En hoeveel geraas is daar nie? Stemme wat opgaan. Woorde wat mekaar toegesnou word, vloekwoorde wat weergalm. Tussen dit alles vir ons 'n woord gegee het, 'n woord vol genade en waarheid. Wat vir ons daardie woord vlees laat word het deur U Seun Jesus Christus en vir ons 'n ontsaglike rykdom agtergelaat het. Wat besit ons hier op aarde wat vir ons meer as dit kan beteken? Al die ander dinge waarin ons nou vasklou, wat eendag in elk geval van ons weggeneem sal word. Maar een ding wat nie weggeneem sal word nie, is hierdie rykdom van U woord wat U vir ons nagelaat het en wat elke dag in ons lewe weer lewend van toepassing word. Ons bid dan dat U ons sal seën met die verkondiging daarvan, want ons is afhanklik van U genade ook daarmee. Niks uit eie krag nie. Niks uit die mond van sondaar mense, behalwe daar waar U die woorde geheilig het, deur die genade wat ons het in die naam van U Seun Jesus Christus. Amen. Ons skriflesing kom uit die Nuwe Testament, die apostel Paulus se brief aan die Efesiërs, en ons lees daar die 6de hoofstuk. Die 6de hoofstuk, en ons lees vanaf die 10de vers. Bekende gedeelte, die wapenrusting van God. Eintlik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas,
Julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die bose kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges, en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant is in kettings, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. Dit is die woord van die Here, en ons lees tot sover daaruit. Efesiërs 6 vers 18 en 19. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant is in kettings, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek soos ek moet spreek. Broeders en susters, daar's mense wat nie met woorde sukkel nie. Mense vir wie woorde vinnig en maklik kom, glad met die mond, gou om te antwoord. Die motorverkoopsman, slim genoeg om ys aan 'n Eskimo te verkoop, die radio en die TV-aanbieders, die professionele praters. Hulle struikel nie oor woorde nie, hulle soek nie daarna nie. Dis geen gestotter en gestamel nie, net die regte woord op sy plek keer op keer. Maar nou kom die dominee en hy staan verleë. Hy sê, bid sodat 'n woord vir my gegee kan word. Bid vir my sodat wanneer ek preek dat God my 'n woord sal gee. Ek kan wel sê die man het nou so lank gestudeer en hoe kan hy nou daar met 'n bek vol tande staan? Hy het mos geleer om te praat. Laat hy dan nou praat. Maar een ding is seker, as die predikant verleë is, dan verkeer hy in goeie geselskap. Wat die predikers betref, niemand minder as Paulus self nie. Paulus was self verleë. Dis wat hy hier sê, bid, sodat 'n woord my gegee kan word. In sy geval was dit beslis merkwaardig, want hy was tog 'n man van groot geleerdheid. Hy het aan die voete van die Joodse leermeester Gamaliel gesit. Hy het die Griekse filosofe geken, die digters en die skrywers, almal van hulle. In Handelinge 26 sê die Romeinse goewerneur vir hom, jy's kranksinnig Paulus, want die groot geleerdheid bring jou tot kranksinnigheid. Slim was hy slim. As hy in 'n Joodse sinagoge gestaan het, het hy uit die Ou Testament soos 'n Jood geredeneer, en toe hy voor die redenaars daar op die Areopagus staan, toe kon hy die Griekse digters aanhaal. Voor die goewerneur Felix verdedig hy homself met sukses, terwyl daar selfs 'n Romeinse advokaat daar is wat hom aankla. So mens kan sê, sy dienste sou seker baie goed kon gebruik word in enige reklamemaatskappy vandag. As daar iemand was wat nie woorde nodig gehad het nie, dan was dit Paulus, die grootste prediker wat die kerk nog ooit geken het. Maar juis hy vra, bid, sodat 'n woord my gegee kan word. Juis daarom, omdat hy die verantwoordelikheid geken het,
omdat hy die teestander in al sy forme geken het, die owerhede, die magte, die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, die bose geeste in die lig. Juis omdat hy hulle geken het. Juis omdat hy die verantwoordelikheid geken het, die verantwoordelikheid om teen hulle op te staan. Want jy weet, hulle lê en loer en wag, soos die fariseërs vir Jesus, soos 'n pak hongerwolwe gevolg het. Een misstap, een verkeerde woord, dan het ons jou. Hy dra die verantwoordelikheid. Sy verantwoordelikheid is nie om motors te verkoop nie. Hy is nie daar om 'n rugbywedstryd uit te saai nie. Nee, hy dra 'n geweldige verantwoordelikheid om die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. Paulus begin hierdie brief aan die Efesiërs deur te skryf. Geseënd is God en die Vader, hy wat aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het. Hy het dit gedoen na die welbehae wat hy in homself voorgenem het, om die volheid van die tye te reël. Met die doel om alle dinge wat in die hemele is en alle dinge wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, Jesus Christus. Geen ligte saak nie. Nie toe nie en ook nie nou nie. En dis juis opmerklik dat toe die apostel hierdie gebedsversoek gerig het, was hy in die gevangenis. Maar hy vra nie dat hulle moet bid, dat hy vrygelaat moet word nie. Terwyl hy hierdie woorde skryf, was Paulus 'n siek man. Maar hy vra nie dat hulle moet bid vir sy gesondheid nie. Nee, hy het 'n ander probleem, hy het 'n dringender nood. Want sedert daai dag op die Damaskuspad is hy 'n taak opgelê. Die dwang is my opgelê, skryf hy aan die Korintiërs. En wee my as ek nie die evangelie verkondig nie. Daarvoor is ek 'n gesant in kettinge. So skryf hy in ons skrifgedeelte, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. Hy moet spreek, die woorde moet afgelewer word. Maar voor dit afgelewer kan word, moet dit eers ontvang word. Hy moet dit eers hê om dit te kan gee. En as hy dit gee, het hy geen waarborg dat die mense dit sal wil ontvang nie. Hierdie woord is hard. Wie kan daarna luister? Het hulle vir die Here Jesus gesê. So hard is dit as wat dit in Jesus se tyd was, so hard was dit in Paulus se tyd, so hard is dit vandag. Dis nie 'n woord wat sag en goed glad na binne toe gly nie. Nee, die mens sluk swaar aan die woord. En vir elke een wat hierdie woord al moes bring, vir elke ouer wat sy kind met hierdie woord al moes vermaan, vir elke ouderling wat hierdie woord op huisbesoek moes bring, vir elke ouderling wat sy werk behoorlik moet doen, is elke deur soos 'n watermoot rondom 'n kasteel. Om daardie drempel te kruis met die regte woord is geen maklike taak nie. Kyk mooi na die trappies hier op hierdie preekstoel, geliefdes. Kyk mooi na hulle, want elkeen van daai trappies is 'n berg om uit te klim. En is 'n swak, feilbare mens wat hulle moet klim. En die prediker wat dit nie herken nie, daai prediker weet nie waarmee hy besig is nie. Bid sodat 'n woord my gegee mag word om met vrymoedigheid die evangelie bekend te maak. Met vrymoedigheid. Hoe groot is die versoeking om nie maar net 'n bietjie terug te hou nie. In vandag se tyd, soos in die verlede, kan die predikant sorg dat hy aan die politieke regte kant staan, die landspolitiek, die kerkpolitiek of die gemeentepolitiek. Kan die prediker die evangelie so verkondig dat hy die korrekte ding sê,
om nie aanstoot te gee nie, om darm nie te wees nie, om die evangelie aan te bied, om die genade en die liefde van God te verkondig, maar om al die skerp kante af te vuil. Dit kon Paulus nie. Nee, sê hy vir die ouderlinge van Efese in Handelinge 20, ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Die hele raad. Bid dat ek die hele raad van God met vrymoedigheid verkondig. Want die prediking sal nooit genoeg daarvan hê nie. Vrymoedigheid. Die ware Christus prediking sal altyd teen die grein ingaan. Dit is 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Verstaan ons Paulus reg hierso? Die verbondsvolk sal altyd oor die ware Christus prediking val. Dit sal gedurig in die kerkmense se pad wees, soos 'n struikelblok. En vir die Grieke, die wêreld daar buite, sal dit weer eens 'n klomp nonsens wees, soos dit vir die wêreld vandag nog is. Wie kan preek onder sulke omstandighede? Wie gaan preek oor die dobbelgees wat daar heers onder ons mense en die gierigheid, terwyl die beste bydraers in die kerk miskien self daarmee besig is? Wie gaan preek oor die genoegsaamheid, die omvattendheid van Christus se verlossing, terwyl soveel van die lidmate steeds aan nikotien en antidepressante afhanklik is daarvan? Wie gaan preek oor die sonde van sodomie en lesbianisme, terwyl daar vooraanstaandes in die kerk se kinders self daarin vasgevang is? Ons kan gerus weer die brief van die Efesiërs gaan lees, broeders en susters. Kyk hoeveel struikelblokke en dwaashede daarin verkondig word. Die uitverkiesing, die opstanding, Christus se mag bo al die owerhede. Hy skryf oor die verbondsvolk wat deel geword het van die heidendom. Hy skryf oor die verbondsvolk wat die heidendom nou deel gemaak het van daardie verbondsvolk. Vir hoeveel van ons Afrikaners is dit vandag nog steeds 'n struikelblok? Hy praat skerp oor die hoerery. Maar dis dan die gemeente se hoofmaaltyd van die dag, Paulus. Dit sal dan beteken dat hulle die huisgenote en al die sepies moet prys gee. Ja, hou die apostel vol. Hy sê hoerery en allerlei onreinheid moet selfs onder julle nie eers genoem word nie, soos dit die heiliges betaal. Paulus vermaan die vroue tot onderdanigheid in hierdie brief, in die huwelik en in die kerk. Wie wil dit nog vandag hoor? Paulus vermaan die manne om geestelike verantwoordelikheid te aanvaar. Wie wil dit nog vandag hoor? Dis struikelblokke en dwaashede. Maar nou hier in ons teksgedeelte wys Paulus ons dat hy nie alleen is in die saak nie. Hy is net so afhanklik van die gemeente as wat die gemeente afhanklik is van hom. Die gemeente, die einste gemeente wat hy so pas so skerp aangespreek het, is saam met hom in hierdie stryd. Bid, vra hy die gemeente. Bid vir al die heiliges en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word. Net soos daardie twistende en bekleierige Euodia en Sintige in die brief aan die Filippense, net soos hulle sy mede-arbeiders was, so is die Efesiërs Paulus se mede-arbeiders, mede-bidders. En as dit so is, geliefde gemeente, kan ons gerus vir 'n oomblik daaroor nadink. As dit so is, dan kan ons aanvaar dat elke brief wat hierdie apostel, elke brief, elke woord wat van hom uitgegaan het,
is deur die Nuwe Testamentiese gemeentes van die Here self afgebid. En daardie briewe, daardie tronkwoorde van 'n man in kettinge, dit word enerzijds die geestelike dinamiet en anderzijds die geestelike sement wat die gang van die wêreldgeskiedenis verander. Bid sodat 'n woord my gegee mag word. Die gemeente kan selfs by die Here aandring dat die gebed verhoor sal word. Met alle respek. Dis nie verniet dat Paulus die woord in vers 17 die swaard van die Gees noem nie. Die woord kom van die Gees af. Dis een van die gawes wat die Gees aan die gemeente skenk. Ons lees daarvan in 1 Korintiërs 12. Die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee en aan die ander 'n woord van kennis vanweë dieselfde Gees. As die woord een van die gawes is wat God aan sy kerk gee, dan mag ons dit mos van die Here afsmeek. Terwyl julle met alle gebed en met smeking by elke geleentheid bid in die Gees en juis daartoe waak met alle volharding. En ons weet dat die Here hierdie gebed van die Efesiërs verhoor het, want die Here het vir sy apostel 'n woord gegee en hy het met vrymoedigheid gepreek. Ons het sy briewe net soos al die ander boeke in die Bybel as 'n gawe van die Gees ontvang. Uit hierdie apostel en die ander Bybelskrywers se opgetekende woorde, uit daardie woorde moet vandag se prediker 'n betrokke woord kies. En as hy dit gekies het, moet hy nog steeds die woord van waarheid reg sny. Soos Paulus later aan Timoteus skryf. Soos 'n tentmaker destyds die panele van die tent reg moes sny voor hy die tent kon maak, so moet die prediker sy woorde reg sny. Hierdie deel uitsny dat dit by daardie deel pas, ja, dis goed. Dis goed dat hy opleiding daarvoor ontvang het. Dis ook goed dat die ouderlinge hard werk in woord en leer, soos Paulus aan Timoteus skryf. Maar dit help alles niks as hulle nie die oorspronklike woord van die Here ontvang het nie. Dit help alles niks as die gemeente nie bid, Here, gee hulle tog die regte woord. Julle moet veral dit weet, so skryf Petrus in sy tweede brief, dat daar geen profesie van die skrif is wat 'n saak van eie uitlegging is nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die Heilige Gees mense van God laat spreek. En daarom moet die gemeente nog steeds bid. Gee vir die prediker se woord. Gee vir hulle 'n profesie uit die skrif. Op hulle eie is hulle nie daartoe in staat nie. En daarom is hierdie gebedsversoek nie deel van hierdie wapenrusting van God soos ons dit gelees het nie. Die gebedsversoek staan langs die wapenrusting. Terwyl jy die wapenrusting aantrek, nadat jy die wapenrusting aangetrek het, bid. Gebed, nogmaals gebed. Deur die aantrek van die wapenrusting kan ons opstaan tot die stryd, deur die gebed kan ons staande bly in daardie stryd. Bid met elke geleentheid, met alle volharding, vir al die heiliges. Bid veral vir die ouers en die ouderlinge, die onderwysers, die sendelinge, die predikante, almal wat 'n woord moet bring. Bid, sodat daar vir hulle 'n woord gegee sal word om te bring. Bid, dat hulle daardie woord met vrymoedigheid sal spreek. Amen. Kom laat ons dank. Genadige God en Hemelse Vader, en het ons nie in hierdie tyd daardie woord nodig nie.
En ons vra dit weer eens van U, deur U Seun Jesus Christus, deur die genade wat ons in Hom het, deur die kragtige werking van die Heilige Gees wat nie gestuit sal word nie. Ons bid vir 'n woord wat uit die hemele neerdaal en soos reën en wat duisendvoudig vrug sal dra. Ons bid vir 'n woord wat die volle raad van God bevat, in die wysheid wat ons uit onsself nie het nie. Ons bid vir daardie woord wat gebring sal word, en ons wil elke ouer en elke onderwyser, elke boer wat werk met arbeiders, elke predikant, oral waar 'n predikant vandag die kansel betree het en in die toekoms sal betree, dat daardie woord sal uitgaan. Tussen al die geharwar in hierdie wêreld. Ons bid dit met die vrymoedigheid wat ons juis het, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.